Julle sal onthou dat voor ek weg is, ons begin het met 'n reeks oor disippelskap. En dit was so lank terug, so net so vinnig om almal se gedagtes weer 'n bietjie te skud. Ons eerste Sondag het ons gesê, maar jy is 'n disipel. Dat daar is nie iets soos jy's maar net 'n Christen nie. Jy is 'n disipel. Die Here skep die kategorieë van gelowiges, dat jy is eers net 'n, jy weet, iemand wat net glo en dan 'n bietjie meer glo, en as jy uiteindelik dan is jy 'n super Christen, 'n disipel, dan is jy nou volwaardig Christen nie. Nee. Jy's of ongered, nie verlos nie, en nie 'n disipel nie, of jy is gered, verlos en jy's 'n disipel. En wat dit beteken om 'n disipel te wees, het ons tweede keer gepraat. Dit gaan daaroor om Jesus se voorbeeld te volg, om agter hom aan te gaan. Hy is ons leermeester, ons rabbi. En ja, dit is hom wat ons gehoorsaam wil wees, dit is by hom wat ons wil leer hoe ons lewe moet inrig. En daarom is dit 'n gelowige, 'n disipel se voortdurende strewe om meer soos Jesus te word. En ons het daai Sondag spesifiek gepraat oor Jesus se leierskap, nederigheid, hoe hy ook daarin vir ons 'n voorbeeld gestel het. Nou is dit so, dat wanneer ons baie tyd saam met mense spandeer, dan leer ons mos hulle gewoontetjies aan. Is ek reg? Ek is seker as ek nou vir julle vra, dink 'n bietjie aan van die kinders en die gesinne wat jy ken, dan kom ou agter, maar baie keer weet jy sommer daai is daai persoon se kind, want hulle dieselfde manier van praat, dieselfde sê dingetjies. Ek wil gou vinnig vir julle 'n videoetjie wys. Kom ons kyk gou hierdie video. Não sei se você lembra, cara, tem que no Canadá nós tivemos uma parada técnica foi à noite. Isso mesmo. Na seleção do Canadá. Não có nghĩa là tất cả. No momento tem uma parada técnica. Não có cái nghĩa là anh ta gọi là biết mà tay đi ra mình đi về để cho còn có về Aquela noite, a quarta-feira, uma vez eu tive da escola. Waar het daai babatjie geleer dit wat sy daar doen? Sy het vir haar ma gekyk en gesien. Sy kan nog eers praat nie, maar al die gebare is daar in die vinger en dis, as jy baie tyd saam met iemand spandeer, dan leer jy hulle gewoontes aan. En dis hoekom mense baie keer 'n kind kan plaas in watter huis hy groot geword het, is daai maniertjies en daai maniere, self man en vrou. As hulle lank genoeg getroud is, dan het hulle so 'n bietjie aan mekaar geskaaf, want hulle al mekaar se maniere bietjie aangeleer. Nou, as kinders van die Here Jesus, as ons sê ons wil sy volgelinge wees, ons wil streef om soos hy te wees, dan is die maklikste manier om daarby uit te kom, is mos nou om soveel tyd moontlik in sy geselskap deur te bring. En dit is wat dit beteken om Jesus na te volg, om tyd saam met hom deur te bring. En weet julle, hoe meer tyd jy saam met Jesus deurbring, hoe makliker en meer natuurlik kom dit om soos Jesus op te tree. Daar is verskillende maniere wat ons in die lewe kan gebruik om meer soos Jesus te word. En ons praat van daai maniere. Julle het dalk die woord gehoor as geloofsgewoontes of geestelike dissiplines. Geloofsgewoontes of geestelike dissiplines. Die woordjie dissipline, as ek hom hoor, dan kry ek soms sulke koue rillings, dan dink ek terug aan skool. Jy weet, ons het nog ons tyd met 'n rottingpak slaag gekry, en daar was 'n dissiplineboek waarin jou strafmerkies en goed neergeskryf is.
So ek het nie altyd so positiewe assosiasie met dissipline nie, maar dissipline is eintlik 'n baie goeie ding. Eenvoudig, die woordjie dissipline beteken om die vermoë en wilskrag te hê om binne sekere riglyne te leef. En daai riglyne kan riglyne wees wat van buite afkom, soos die land se wette en reëls, of dit kan reëls maar wees wat jy vir jouself opgestel het. Byvoorbeeld dat ek wil in hierdie volgende maand wil ek minder suiker in my koffie drink, ek gaan nou net 1 suiker drink. Dan vat dit 'n bietjie dissipline, wilskrag om daarby te hou. Of jy het 'n nuwe dieet wat jy wil doen, of jy sê ek gaan nou minder probeer vloek. En dan is dis 'n bietjie inspanning. Dissipline begin met 'n bietjie inspanning en dan hoe meer jy dit doen, hoe makliker raak dit. En dan 'n geestelike dissipline is dieselfde. Dis iets wat in die begin dalk nie so maklik kom nie, maar hoe meer jy dit doen, hoe makliker raak dit. En wat ons eintlik wil hê, is dat dit moet 'n gewoonte raak. Dat dit nie meer vir jou inspanning of effort is nie. Ons het so 'n paar geestelike dissiplines binne ons geloofslewe waarvan ons praat. Dis dinge soos gebed. Om te bid, gereeld te bid, en meer te bid, Bybelstudie te doen, Bybel te lees, om te vas, om sekere tye uit te sit wat jy nie eet nie, of wat jouself weerhou daarvan om sekere dinge te doen, om jou aandag op God te fokus. Stil word, om stil te word, is ook 'n geloofsdissipline, en dis die een waar ons vandag gaan stil staan. En dan aanbidding, om die Here te aanbid, om diens te lewer vir die Here, is nog een. Maar vanoggend gaan ons 'n bietjie stil staan by stil word, en hoe dit ons meer bewus kan maak van God se teenwoordigheid, om in God se teenwoordigheid te kuier, en ook in daardie gewoonte te kom, sodat ons by die Here kan leer sy gewoonte, sy manier wat hy wil hê. En ons gaan lees vanoggend uit Lukas 10 vanaf vers 38. Die opskrifie daar is Martha en Maria. Terwyl hulle op reis was, dis nou Jesus en sy disippels, het hy by 'n sekere dorpie gekom waar 'n vrou met die naam Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster met die naam Maria gehad wat by die Here se voete gaan sit het om na sy woorde te luister. Maar Martha was besig met al die voorbereidings. Sy kom toe daar staan en sê: "Here, pla dit U nie dat my suster my alleen los om te bedien nie? Sê tog vir haar om my te help." Maar die Here antwoord haar: "Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik. En Maria het die goeie deel gekies. Dit sal nie van haar af weggeneem word nie." Tot sover. So terwyl Jesus en sy disippels op reis is, gaan hulle aan huis, by die huis waar Martha en Maria, dis die susters van Lazarus, is bly. En Martha voel sy moet reg staan vir hierdie klomp mense. Julle weet nou, Jesus het hoeveel disippels nou weer gehad? Hoeveel disippels het Jesus gehad? 12, né? En daar was nog ander volgelinge ook, soos 'n klomp mense wat skielik op 'n huis neersak, en sjoe, hulle moet daar eet, dalk slaap hulle oor, sy moet seker maak dat die beddens reg getrek word, dat daar genoeg kos is vir almal, dat die tafel gedek is, en sy skarrel rond, en wat sien sy? Daar sit haar sussie, daar plat op die vloer by Jesus op haar agterend, en sy doen net mooi niks. En sy is 'n bietjie vies daaroor. En julle, ek kan dit verstaan. Ek dink hier's baie van julle wat vandag hier sit wat sê nee, maar ek sou dalk ook so 'n bietjie nie tevrede gewees het oor hierdie sussie wat nou niks doen terwyl ek alles doen nie. En dan gaan sy na Jesus en sy wil hê Jesus moet nou 'n bietjie haar sussie aanspreek dat die haar tog moet kom help. En dan doen Jesus iets baie onverwags. Hy sê: "Nee, Martha. Alles wat 'n ou kan doen, is daar eintlik net een noodsaaklike ding. Van al die goeders wat jy in die lewe kan doen, is daar net een noodsaaklike ding. En dit is om tyd by die Here deur te bring. Maria het die beste deel gekies.
Ek gaan dit nie van haar af wegneem nie. Nie die beste deel, nee, omdat dit noodwendig die lekkerste of die maklikste manier is nie, maar die beste deel, omdat dit die een ding is, wat help vir 'n mens om nader aan God te groei. Dit wat ons almal se strewe is, om tyd saam met die Here te spandeer. So die Here Jesus probeer nie dit wat Martha doen sê dis onbelangrik of sy moes dit nie gedoen het nie of dis minder belangrik nie. Hy wil net vir haar daarop wys dat dit wat Maria doen is baie belangrik. Dis noodsaaklik. Vriende, die tyd waarin ek en jy die naaste aan God gaan voel, is die tye waarin jy gaan stil word. Jou stilte tyd. Daai tyd wat jy kies om jou deur toe te maak of iewers eenkant op 'n klip of onder 'n bos of onder 'n boom te gaan sit, te sê nou is dit ek en die Here se tyd, net ons twee. Dit is 'n ou se stilte tyd. En daar is niks anders wat jy in hierdie lewe doen wat jou nader aan die Here gaan bring as dit nie. Daar's baie ander goeders wat 'n ou ook kan doen wat jou nader aan die Here gaan bring, maar nie so effektief soos hierdie nie. En daarom is hierdie dominee vandag bietjie bekommerd as ek met mense praat en ek luister en ek hoor dat as ek vra het oor stilte tyd dat mense my sê, ag dominee, ek het nie regwaar tyd nie, ek lees gewoonlik nie aan so 'n kort stukkietjie voor ek gaan slaap. Of ek sal die oggend as ek oorkom gou 'n versie lees, maar ons is so besig, nou is nie regwaar tyd nie en dat ek agterkom dat baie lidmate, dalk meeste lidmate, het nie iewers 'n tyd in die dag wat hulle stil word, stil raak by die Here nie. En hoekom ek bekommer daaroor is, want as jy nie dit doen nie, dan raak jou geloof, jou godsdiens raak vir jou inspanning en dit raak moeite. Dan raak dit wat ons glo weer 'n klomp reëls en 'n klomp moets en moenies en stap jy elke dag in en moet jy vir jouself sê, ek moet onthou, ek is 'n kind van die Here, ek moenie dit doen nie, ek moenie daai doen nie, ek moet dit doen, ek moet dit doen. En jou geloof, jou godsdienst raak eintlik vir jou 'n las, want jy doen dit vanuit 'n verantwoordelikheidsin, vanuit 'n pligsbesef en nie vanuit 'n liefdesverhouding nie. Dan raak dit weer 'n dissipline wat jy amper op moet konsentreer om die regte en verkeerde dinge te doen, in plaas van dit 'n gewoonte is en dit maar net van self en natuurlik kom. Ek meen, dink vir jouself, dit moet jou mos moeg maak om reg deur die dag voortdurend vir die Here te vra, is hierdie nou die regte ding of is hierdie verkeerde ding? Moet ek nou hierdie keuse maak of moet ek daardie keuse maak? Terwyl jy, as jy in 'n naby verhouding met die Here leef en jou dag reg begin en daai rustigheid en stilte het en weet hoe die Here leef, want jy het al soveel tyd saam met hom spandeer dat hy jou al ook so verander het, dan kan jy maar net leef. In Matteus 11 sê Jesus vir sy volgelinge, hy sê vir hulle, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Ek sal vir julle rus gee. My juk is sag en my las is lig. Julle hoor wat die Here sê. Hy wil nie hê dat jou godsdiens moet vir jou 'n plig wees, 'n verantwoordelikheid, 'n stuk inspanning elke dag nie. Die Engelse Message vertaling vertaal hierdie Matteus 11 baie mooi. Luister gou hierso. Ons het dit daar op die bord ook. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you
how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you learn to live freely and lightly. Afrikaans klink dit nou 'n bietjie anderste, maar dis maar die mooiste gedeelte daar wat hy sê, kom na my toe en ek sal vir jou die natuurlike ritmes van genade leer. Die natuurlike ritmes van genade. In ander woorde, dit wat van self kom. En ek sal nie jou belas met iets wat jou nie pas, of waarin jy swaar gaan dra nie. Kom stap net saam met my, elke dag, en dan sal jy vry en lig sal wees. So, vriende, jong mense, as jy lig en vry deur hierdie lewe wil gaan, spandeer tyd saam met Jesus, kuier by God, gaan sit in sy teenwoordigheid, gaan word stil, en dan gaan om 'n kind van die Here te wees nie iets moet wees wat jy heel dag lank moet konsentreer, hoe doen ek dit nou nie? Dit gaan van self kom. Kom ons word 'n bietjie prakties, stil word. Die idee is dat ons wil 'n gewoonte skep. En nou sê die wetenskaplikes, as jy iets 7 keer na mekaar doen op 'n gereelde basis, was nou 21 keer. Jakes, jy was nou slim, maar in elk geval, hoeveel keer, dan raak dit dinge gewoonte. So, kry vir jou 'n tyd in jou dag, liewe broer, liewe suster, jong mense, wat jy sê, okay, hierdie gaan my en die Here se tyd wees. En dit, in die begin, dit hoef nie lank te wees nie, as dit net 10 minute is, dan is dit dalk meer as wat jy nou het, dan gryp daai 10 minute. En daai 10 minute, maak dit deel van jou daaglikse roetine. Kry 'n tyd wat jy elke dag op daai selfde tyd kan stil word. Of dit in die oggend of die aand is, of dalk oor middagete, wat jou ook al die beste pas. En dan oefen jy dit in. En kan ek vir jou sê, dalk gaan jy dit vir jou vra om bietjie vroeër op te staan, of in die aand 'n TV-program nou eers af te sit, en dit gaan moeilik wees. Maar na 'n paar weke gaan dit nie meer inspanning wees nie. Dan gaan dit van self kom. 'n Spesifieke tyd, 'n spesifieke plek. En dan kry jy jou rituele rondom jou stilte tyd. Dis nou opsioneel, maar dis net, ek het gevind dit help vir my. Iets wat jy doen, of jou ruimte op 'n manier inskep, dat jy weet, nou is dit my en die Here se tyd. Ek het byvoorbeeld 'n kers wat ek aansteek. Sit die ligte af, steek die kers aan, en self daai reuk van kerswas, op 'n manier, is dit nou al so deel van my lewe, as 'n kerswas ruik, dan raak ek bewus van die Here se teenwoordigheid. Sit dalk vir jou rustige klassieke of geestelike musiek agter. Kry 'n sekere posisie, 'n sekere stoel waarop jy gaan sit. Dis my gebedstoel. Julle verstaan wat ek bedoel, nê? Dat jy vir jou 'n roetine, 'n ritueel binne in dit bou, en jy hou daarby dat dit later vir jou 'n gewoonte is. En dan in daardie tyd, daai 10 minute of 20 minute of 'n uur, praat jy met die Here en jy raak bewus van die Here se teenwoordigheid. En dis nie 'n rympie wat jy bid nie. Dis jy gesels met die Here, en dan tussenin kan jy 'n bietjie jou Bybel lees. Dalk het jy 'n spesifieke boek waarmee jy besig is, of dalk 'n dagstukkie, lees dit, oordink dit, en dan bid jy nog so bietjie. Ons mense het die verkeerde idee van gebed. Ons dink baie keer gebed is 'n shoppinglys. Jy weet 'n klomp goeders waarvoor jy vra, en dan is dit ook 'n dankie sê lysie, 'n klomp goeders waarvoor jy dankie sê. Om regtig waar in 'n verhouding met die Here te wees, beteken dat jy moet kan gaan sit by die Here. En dan moet jy half gemaklik wees dat jou gedagtes afdwaal ook. Liewe vriende, ek het al gesit, dan gaan kniel ek, en dan bid ek, en dan kom ek agter, ek is nou besig om te wonder, vrek, ek moet vanmiddag iemand gaan besoek, en my vrou het dieselfde tyd ook 'n afspraak, wie gaan die kinders by die skool haal. Terwyl ek besig is om te bid, dan kom hierdie gedagtes by my op. Al wat ek doen, dan sê ek, Here, dankie dat U ook die God is van my tyd, en ja, ek dink nou aan my kinders,
Ja, ek hoop hulle het 'n lekker dag by die skool vandag. En dat daar iets dalk by die skool gebeur wat hulle ook bewus sal maak van hoe lief U vir hulle is. Jy weet, en terwyl ek nog besig om dit te bid, dan dink ek, ag, jene, daar's net so min geld in my bankrekening en daar's 'n versekeringspaaiement wat afkom en ek weet nie hoe ek dit hierdie maand gaan maak nie. Dan dink ek weer aan heeltemal iets anders. Here, dankie dat U nog altyd vir my gesorg het en dat ek ook hieroor kan rustig raak. Julle verstaan wat ek sê, sonder om vir jouself voor die tyd te sê ek wil oor dit en dit en dit bid. Raak net rustig en gaan sit voor die Here en dit wat by jou gedagtes opkom, begin met die Here daaroor praat. En dan, ons moet nie ongemaklik wees met stiltes nie, want dis in die stiltes wat ons bewus raak van die Here se teenwoordigheid. Die Here is by jou, hy is daar met jou in daai oomblik wat jy stil raak. Mense, die duiwel wil nie hê ons moet tyd saam met die Here spandeer nie, want hy weet dis waar ons groei, dis waar ons ontwikkel. So, ek hoor dat mense sê ek is te besig. Ek het nie tyd in my dag nie. Dis nie my persoonlikheid is daar aan die gang. Ek sê vir julle, dis die duiwel wat vir julle daai leuns kom staan en vertel. Daar is genoeg tyd in die dag. Dalk moet jy 'n bietjie vroeër opstaan en is dit bitter erg. Ek was nie altyd 'n oggendmens nie en ek het begin in die oggendstilte tyd hou en ek moet vir julle sê dit was terrible. En self nou nog, gebeur dit soms as ek sleg geslaap in die nag en ek sit daar, ek kniel letterlik by 'n stoel en ek bid, dat ek al daar in die slaap geraak het en dan skrik ek weer 'n oomblik hier later wakker. En dis ook reg. Die Here sê dan ons moet kom rus by hom. Die Here verstaan. Maar kry daai tyd, raak rustig. Moenie dat die duiwel vir jou kom sê ek is te besig, daar's nie tyd nie, ek het te veel dinge op my program nie. Jy hoef nie vir 'n uur lank te bid nie. Praat net met die Here en luister wat hy vir jou sê. En moenie dat die eise wat die wêreld aan jou stel vir jou belangriker word as hierdie tyd hier. Want dis wat Martha gedoen het. Sy het gedink dis belangriker dat hierdie mense moet kos hê om te eet en dat hulle nuwe kussingslope en lakens het as wat dit is dat sy tyd by die Here gaan spandeer. Spandeer tyd saam met die Here. Maak dit dalk 'n onderneming vir oggens waar jy sit, dat ek gaan meer tyd saam met die Here spandeer. Net so 'n praktiese ding van julle wat dalk nou sukkel om stil te word, en nie lekker weet hoe gaan ek begin hiermee nie. Daar is 'n app, sy naam is Pray As You Go. Pray As You Go. Nee, dis nie Pay As You Go nie, dis Pray As You Go. En hy so 11 of 12 minute lank, wat hy elke oggend, is daar so rustige stukkie musiek wat speel, en dan 'n oomie of 'n tannie wat in 'n verskriklike rustige, strelende stem vir jou 'n stukkie uit die Bybel uitlees, en dan net vir jou so 1 of 2 vrae vra, om oor te dink en oor te bepeins. Maar die hele stemming van daai ding is so rustig. So, as jy regtig waar nie weet waar om te begin nie, pray as you go. Probeer dit. Dalk kan dit vir jou help om in daai ritme te kom. Vriende, ek wil nou hê, ons gaan nou in hierdie diens stil word. En net vir so 2 minute, 3 minute. En dan wil ek hê, jy moet met die Here praat. Rustig raak. Moenie, hoor net wat die Here vir jou sê. Wat kom by jou gedagtes op? Hulle gaan vir ons so rustige klaviermusiek in die agtergrond sit. En ek gaan nou so 2-3 minute gaan ek vir ons afsluit met gebed. Maar kom ons maak dit begin sommer met daai goeie gewoonte om stil te word met die Here hier in die kerk. Want dis een van die redes hoekom ons kerk kom, is ons ook om saam te bid. So, net waaroor jy wil, vir jouself, vir die wêreld, kom praat net met die Here en ervaar dat jou Here, jou God, is nou hier by jou.
Here Jesus, dankie dat ons vir 'n oomblik kan kom stil word en net kan besef U is hier en U wil vir ons rus gee. Ja Here, oor 'n paar ure moet ons gaan slaap en dan is dit opstaan, dan is dit maandag, blou maandag, dan begin die willige jaag weer. Maar dankie Here dat U vir ons hierdie tyd gun en wil hê ons moet dit gebruik om net te kom kuier in die rustigheid van U teenwoordigheid. En Here, ek wil bid vir myself en vir elkeen wat hier is, dat dit nie net op 'n Sondag sal gebeur nie, maar dat ons daadwerklik moeite sal doen om elke dag 'n kuiertyd saam met U in te rig. Dat ons U kan leer ken, U hart kan hoor, dat ons meer en meer soos U kan word. Help ons daarmee, Here. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.